Goeiemiddag, dis Ina met resepte vir die lewe. Ons resepie van vandag kom uit Romeine 10 vanaf vers 17. Die geloof volg uit die aanhoor van die boodskap en die aanhoor van die boodskap volg uit die prediking van die goeie nuus wat handel oor Christus. Hierdie skrifgie het ek so dag of wat gelede, het ek myself wakker gemaak met hierdie skrif. Maar ek glo nie dit was ek nie, ek glo dit was die Heilige Gees wat my wakker gemaak het met hierdie skrif. En ek het daaroor gaan dink en ek het besef dat die boodskap van vandag gaan daaroor dat ons eie harte moet voed met die woord van God. Want jou hart het nodig om te hoor van die goeie nuus. Jou hart het nodig om woord te hoor, sodat die geloof sterker en sterker en sterker in jou sal word. 'n Fladderende bang hart het nodig om die woord te hoor. En daai woord moet uit jou mond uitkom. Ja, dis nodig dat ons onder die geklank van die woord sit wat gepreek word, maar dis nie op die oomblik vir ons almal moontlik om by 'n kerk uit te kom nie. Jy het nodig om hardop met jou eie stem die woord te spreek, sodat daai fladderende hart sal bedaar. So ek wil jou uitdaag en ek wil vir jou sê, gaan kry vir jou 'n skrifgie, elke dag enetjie, en sê hom dwars deur die dag op, sodat jou hart gevoed sal word, sodat jou geloof gevoed sal word, sodat jou geloof sterker sal word. Dawid gee vir ons 'n pragtige voorbeeld daarvan, en ek weet hy gee dit op 'n paar plekke, maar ek gaan nou een spesifieke een lees, en dit is in Psalm 42 vers 11. Hy sê, waarom is ek so in vertwyfeling, en waarom kerm ek so? Vertrou op God, ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing, hy is my helper en my God. En in die ou vertaling sê hy, wat buig jy jou neer, o my siel? Wat krimp jy so in mekaar, my siel? Hoekom is jy so onrustig? Hoop op God. Ek sal hom nog loof. Hy is besig om met homself te praat. Hy gee vir sy siel wat swaar kry. Hy gee vir sy hart wat krimp en fladder en bang is. Gee hy woord. Ek het 'n vriendin wat altyd sê, as die Satan haar aanval, dan sê sy, kom sit bietjie laat ek vir jou 'n psalm lees, en dan lees sy 'n psalm kliphard. Want jy sien nie net hoor die vyand dit nie, maar haar eie hart hoor dit, en haar geloof word gestig, haar geloof word opgebou. Kom ek en jy vat hierdie skrifgie vandag, my boetie en my sussie, en ons sê, my geloof sal groei, omdat ek my geloof en my hart en my gees voed met die woord van God. Leer julle kinders om die woord hardop te spreek, want dit is hoe ons geloof sterk maak, hoe ons geloof, hoe ons begin wandel in hierdie woord. Want wat help dit, ons ken die woord, maar ons wandel nie daarin nie. Wat help dit dat ons weet wat in die woord van God staan, maar dit word nie deel van ons daaglikse pad wat ons stap nie. 'n kosbare vriendin sê vanoggend vir my, as sy na my resepte luister, dan dink sy aan die ou dae van Esme en Jan se so maak mens. Nou ja toe, kom my boeties en my sissies, so maak mens. Ons lees die woord hardop, vir ons eie harte, vir ons eie gees, sodat ons sal sterk staan. Dankie my koning, dat u elke dag met ons bemoeienis maak, elke dag ons aan die hand vat en sê, kom, dis hoe ons groei. En vandag kom sê u vir ons, gebruik die woord, spreek die woord, kliphard, dans op die woord, sing op die woord, want dit is hoe jou geloof versterk word. Ons loof u vir hierdie wonderlike resep. Dankie dat u getrou is. Dankie dat u ons koning is. Amen.